Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer.
So om nie alles te glo wat jy dink nie. Gedagtes, breinbedrog en ander klein tragikomedies. Kom ons begin vanoggend by die innerlike kabinetsvergadering wat ons hou. Elkeen van ons het al die ervaring gehad, dat jou eie kop vir jou iets fluister, wat as jy mooi daaroor dink, nie in 'n appelhof sal deug nie. Jy lê byvoorbeeld 12 minute oor 3 in die oggend in jou bed, en 'n stem sê, jy moes nooit daai e-pos gestuur het nie, jy het nou jou eie loopbaan benadeel, jou integriteit en jou gesin se reputasie op die spel geplaas. Nou ons glo dikwels, sommige van ons glo die filosoof wat gesê het, ek dink, daarom is ek. Maar daar's ander wat hierdie woorde anders inspan en iets anders sê ek is wat ek dink. En dan is daar ook mense wat die volgende glo, ek is wat ek dink ek is. Ek wonder ook soms, as my gedagtes so onredelik kan raak, en ek dink julle kan daarmee vereenselwig, as hulle so kan herhaal, bykans obsessief, en emosioneel dikwels oordrewe is, wat sê dit dan van wie ek is? Laat ons dus vanoggend 'n bietjie gaan stil sit, by die padtafeltjie op die kruisweg tussen so 'n tikkie zen, die kultuur, neurobiologie en sielkunde, maar sonder om, en dis vir my nogal belangrik, veral as ons beweeg na goed soos die boeddhisme en spiritualiteit en zen toe, sonder om ons skoene uit te trek of wierook aan te steek. Nou die eerste ding wat ek wil sê is, gedagtes is neurobiologiese artefakte. Nou ek weet, dis nie regtig korrek om die woord artefakte so te gebruik nie, en daarom het ek gister, toe sit ek nou in Google en dink, en vra eintlik, ek het uiteindelik toe vir myself die vraag gevra, misbruik jy nie 'n woord hier nie, want ons weet almal 'n artefak is baie meer van 'n fisiese voorwerp waarmee jy iets skep. Jy het hom geskep sodat jy iets kan skep, heel dikwels. Maar kom ons sê, ek gebruik hierdie woord met opset vanoggend, om die mensgemaaktheid van ons denke te oorbeklemtoon. Moontlik. Die brein, my brein, is nie 'n orgel vir die psalm van waarheid nie. Dit is eerder 'n meganisme vir my eie oorlewing, en sommige mense sê dis 'n goed geoliede ego-meganisme. Ek sal nie noodwendig daardie ego daar invul nie, maar kom ons gooi dit daarin ter wille van mense wat daardie standpunt huldig. 'n Gedagte is met ander woorde die produk van neurone se aktiwiteit. Dis 'n elektro-biochemiese patroon in die brein, en ons in lyk verskillend, wat jy as 'n gedagte ervaar. Wat gedagte ook al vir jou is, as jy dit wil definieer, omdat jou brein so werk. Soos die Britse neuroloog Anil Seth gesê het, ons ervaar nie die wêreld soos dit is nie, maar soos ons brein dit waarskynlik maak. Dis een van die goed wat ek onlangs gelees het, wat die man wat ek hoor 40 jaar gelede begin het om kunsmatige intelligensie te ontwikkel, en nou sy rug daarop gekeer het, en 'n groot gewag maak daarvan, dat dit ons in die moeilikheid gaan laat beland, omdat hy glo dat kunsmatige intelligensie uiteindelik, soos die Engelse sal sê, 'n sentient being, en op sy eis 'n virus of 2 sal kan ontwikkel waarmee die wêreld vernietig kan word. Maar hy het dit so gestel, hy het gesê, wat dit maklik vir mense maak, om te gaan met hierdie kunsmatige intelligensie is, ek en jy moet ons gedagtes aan mekaar oordra. Behalwe daarvoor dat dit baie stadig is, in vergelyking met kunsmatige intelligensie, is die volgende ding, frustrasie soms, is, nou filter jy eers dit wat jou brein dink, filter jy
en jy gee dit in jou taal weer, in jou idiome, en goed gee dit weer. Nou met my brein wat ander filters het, deur jou filters ploeg, nuwe filters gebruik, en dan 'n boodskap daaruit kry. So, jy maak dit nie net baie onakkuraat van persoon na persoon nie, jy maak dit 'n verskriklike stadige en dubbel gefiltreerde proses. Terwyl, as hierdie masjien dit doen, is dit net ek wat dit ontvang, wat dit nou op my beurt moet filter. So, ek kry baie vinniger die inligting, en dis wat dit vir ons so lekker maak. Iemand het geskryf, en is nogal iemand in Renaissance geleedere, wat op Facebook geskryf het onlangs, ek hou baie meer daarvan om 'n ChatGPT te kuier, want daar's nie konflik nie. En dit spel dit baie mooi uit. Met ander woorde, wat hierdie Anil Seth sê is, jou gedagtes is jou brein se beste raaiskoot oor die lewe. Die brein is boonop 'n patroonsoeker van formaat. Dit is waarom ons 'n gesig in 'n sny roosterbrood kan sien. Ek het mos 'n praatjie gelewer so 3 of so jare gelede hierso. Sien jy Jesus in jou toast? Mense sien nie goed in die wolke. Of jy sien jou ex se naam op die nommerplaat voor jou uitgespel. Dis hoe patroonmatig ons brein werk. Die brein is nie 'n leenaar nie. Maar wat die brein doen is, hy's optimisties en hy oorreageer graag. En dan sit ek met daai gedagtes, wat my brein se beste raaiskoot is van die werklikheid. Maar ek sit nie met 'n werklike beeld, akkuraat van die werklikheid nie. Kom ek vertel hierdie storie van die biblioteek op die kampus. 'n Student het vasgeglo dat haar fakulteit 'n spookhuisves. Want elke liewe aand wanneer sy uit die fakulteit stap huis toe, dan hoor sy onmiskenbaar sagte voetstappe agter haar. Na 'n ruk, so 'n week of 2, het sy besluit, dis nie veilig om hierdie stappie aan te pak sonder 'n besweringkie onder die asem nie. Want sy word nou nogal skrikkerig vir hierdie spook wat beslis agter haar stap. Sy sien hom nie, maar sy hoor die voetstappe. Toe na vele maande ontdek sy dat haar spook die kampus se outomatiese boekwaandjie is. Dit was 'n rolsisteem wat boeke van een vloer na die ander vervoer het. Haar belewenis was eg. Ek hoor daai voetstappe. Maar dit was nie waar nie. En so is ons gedagtes ook. Dis eg, weer eens jou brein se beste raaiskoot, maar nie noodwendig waar nie. Nou kom ons met die ooste en die weste se idees oor gedagtes en hoe dit skakel met my en jou identiteit en met die werklikheid. En dan stry die twee nogal, en dis vir ons ou nuus by Renaissance, dat ooste en weste met mekaar stry, selfs in die sielkunde en ook in spiritualiteit, om nie te praat van ons godsdiens teenoor oosterse spiritualiteit nie. Hulle stry. Maar daar is 'n stryk wat vir ons gestel is, wat te maak het met 'n oordrewe klem op selfkennis. In die Zen-tradisie word gesê, as 'n gedagte opkom, neem net kennis. Moenie dit ontleed nie, moenie dit vashou nie en moet dit ook nie wegstoot nie. Sit bloot langs daardie gedagte, soos wat jy langs 'n skadelose, vriendelike mens, 'n vreemdeling, by die bushalte sou sit op 'n bankie. Sit net langs daardie gedagte. Nou dit is eenvoudig, en hier's 'n ander anglisistiese Afrikaanse woord waarmee ek gestoei het hierdie week, en elegies. Elegies beteken dat dit nogal gracieus is, dit is kalm en is onopdringerig, maar dit het ook bietjie te doen met hartseer, iets soos 'n begrafnisstoet of 'n erewag vir iemand wat dood is. Maar maak so met jou gedagtes, sit kalm, onopdringerig, net langs daardie gedagte. En dis vir ons lastig as gedagtes opkom. Veral ons westerlinge. Waarom? Ons is geleer dat jy probleme op 'n wit bord met 'n vulpen oplos. Jy analiseer.
Ons is gesê, doen iets hier omtrent. So nou kom die gedagte en die eerste instink wat ons het is om iets te doen omtrent dit wat ons nou dink. So is moeilik om net te sit. So die boodskap kom vreeslik eenvoudig in Engels, in tienertaal, do not overthink. In die stoïsynse tradisie van Marcus Aurelius vind ons 'n soortgelyke gedagte. Hy het vir ons gesê, daai ou bekende ding, van jy het slegs beheer oor jou denke. Jy het nie beheer oor gebeure nie. Begryp dit, sê hy, en jy sal vrede vind. Nou albei hierdie filosofieë hou vir ons die ironie vanoggend voor, en hierdie ironie is, hoe meer jy probeer verstaan, ontleed, analiseer, en hoe meer jy probeer beheer dit waaroor jy dink, hoe meer verstrengel raak jy. So jy sit hier met twee komponente, jy sit met, waarom dink ek dit oor hierdie omstandigheid? En nou kan jy in jouself en jou siel begin grawe eindeloos. Moenie soveel daarvan doen nie, jy raak verstrengel. Of jy kan dit waaroor hierdie gedagtes gaan, kan jy begin manipuleer en soek vir hoeke en invalshoeke en plekke waar jy hakke en kloue kan inkry om hierdie omstandighede te beheer. Moet ook nie dit doen nie, want jy gaan verstrengel raak in die omstandighede. Daarteenoor staan dissosiasie, identifikasie en die gevare van 'n valse afstand. Dis ook belangrik om te sê. As ek met julle deursigtig is, wat ek probeer wees, meestal, sal julle onthou dat toe ek hier gekom het, 4 jaar gelede, het ek nogal my mond vol gehad oor baie van die oosterse denke. En ek het gesê, mens moenie so dissosieer en misken en ontken en onderdruk nie. Maar dit is omdat ek nie met 'n ander kop as 'n westerse kop begin kyk het en luister het na boeddhisme nie. En sedertdien het dinge baie verander en my gierig. En ek het my kop gedraai en besef ek moet my westerse filters afhaal wanneer ek luister. Maar steeds bestaan daar die gevaar van dissosiasie, van identifikasie en ook van 'n valse afstand wat ek handhaaf van my gedagtes. Sommige moderne spirituele strominge sê op hulle beurt vir ons vanoggend, jy is nie jou gedagtes of jou emosies nie. Julle ken daai uitdrukking. Dit is deels waar. Maar as jy heeltemal van jou innerlike lewe dissosieer, ontwikkel jy die emosionele tekstuur van 'n kaal muur. Iemand vertel, en die storie word net so geskryf, is 'n vrou wat sê, 'n trotse vriendin van my het jare lank in 'n meditasie-retreat sentrum deurgebring. Ek vra haar toe op 'n dag, en hoe voel jy nou oor jou lewe? Sy antwoord sonder aarzeling, ek voel niks nie. En dis wonderlik. Toe sê ek vir haar, dit klink soos 'n ernstige depressie met 'n goeie postuur. Om nie met elke gedagte te identifiseer nie, beteken nie om geen bewussyn te hê van of 'n verbondenheid met myself nie. Dit beteken eerder om teenwoordig te bly by dit wat opdoem in my kop, om eienaarskap daarvan te neem as deel van my storie en die verloop van my gedagtewêreld deur my lewe heen, sonder om dit permanent op my CV te plaas. Ek dink dit is 'n goeie gebalanseerde plek om met hierdie gedagtes te staan. Dit is deels deel van my. Maar dit is verbygaande, en daar kom Abel se beeld, en ek het hom nou baie raak gelees in die week by ander skrywers. In Zen veral, waar hulle sê, dis die wolke. Onthou net, al hierdie gedagtes is die wolke. Dit is deel vandag van die lig, maar dit is nie permanent nie. Hou dit daar, moet dit nie misken nie,
moet dit nie weg probeer blaas of skiet nie. Hou dit daar, maar moet dit nie permanent op jou CV neerskryf nie. Nou Jung, Frankl en ander ernstige menere het ook voortgegaan en hieroor gepraat. Carl Jung het gesê, tot jy dit wat onbewus is, bewus maak, sal dit jou lewe aanvoer. En jy sal dit dan die noodlot noem. Dis 'n ongemaklike waarheid. As ek nie my gedagtes en my emosies waarneem nie, sonder om hulle te wees, maar waarneem, dan sal hulle begin besluit waarheen ek my voete stuur. En die psigiater Viktor Frankl, wat as 'n psigiater natuurlik Auschwitz oorleef het hierdie beroemde ding gesê. Hy het gesê, tussen stimulus en reaksie is daar 'n ruimte. Daar's 'n groter ruimte as wat ons dikwels gaan vul tussen stimulus en reaksie. En in daai ruimte lê my vryheid om te kies hoe ek reageer. Maar saam met hierdie vryheid is daar iets anders. Ek het die mag om te kies hoe ek reageer. Ek is nie uitgelewer aan impulsiwiteit nie. Nou ons is met ander woorde nie marionette nie. Impulse trek nie ons touwtjies nie, behalwe as ons dit so kies, om dit daaraan oor te laat. En ons is ook nie marionette van ons oorgeërfde kultuurskrifte, godsdienstskrifte, etiese handleidings, morele kodes nie. Nie jou familiesinne nie, nie ons Afrikaners nie ons godsdienst, ons kultuur, niks. Ek is nie 'n marionet nie. Tussen my en al die impulse. Want dit wat ek geleer is en waarmee ek geprogrammeer is, wat hier lê, is ook 'n stimulus. Dis ook 'n stimulus. Partykeer is dit hoe jou ma of jou pa, dan praat ek nie van mense wat die bandjie dra, what would Jesus do? Dis 'n stimulus daai. Jy besluit om 'n marionet te wees van, wat het Jesus nou weer gesê, moet ons doen? Dit maak van my 'n marionet. Veel eerder gaan staan in daai ruimte tussen die stimulus en oefen 'n eie keuse uit. Maar aan die ander kant, staan hierdie ding. Ons is ook nie hemelwesens met 'n eteriese mind wat buite die brein rondsweef nie. Dis 'n pragtige metafoor. Maar dit is nie 'n wetenskap nie. So ons kan nie sê dit is so nie. In daardie sin is daai beeld van die mind, is dit soos daai student se spooktrollie. Dit klink so, dit voel so, ons dink so. Dis baie mense se breine se beste raaiskoot oor wat mind is. Maar dit is nie beslis so nie. So om daarmee weg te hardloop is ook weer om in 'n raaiskoot van die brein verdwaal te raak en te veel verstrengel te raak in die ontrafeling, ontsyfering en die besluite oor hoe werk 'n mind nou. En wat is die doel daarvan nou eintlik? Die doel daarvan is baie minder belangrik, want dit is gesetel in ons begeerte om nou presies te verstaan en te weet. Maar dit is baie belangriker om op hierdie praktiese vlak te werk met die uitwerking van die feit dat ek 'n denkende wese is en dat ek mind is. So alhoewel dit 'n romantiese beeld is en 'n metafoor is, en ek dink is 'n mooi metafoor dikwels, maar as ons besef jou bewussyn is in jou kop. Daar's neurone, daar's are, daar's bloedtoevoer, dis in my kop waar hierdie goed werk. So min as wat ek demone die skuld kan gee vir my kompulsies, daai goedjies daar buite, daai geeste daar buite, net so min moet ek in die waan begin leef dat my konstruktiewe optredes, konstruktiewe gedagtes en keuses, en hierdie wat ek dan nou sal noem
my ware ek, dat dit noodwendig van buite afkomstig is. Ons behoort in daai opsig ook so bietjie minder gewigtig oor hierdie goed te dink. So jy kan hoor waantoe tregter ek hom nou. Ek tregter hom na 'n bietjie van 'n meer toegepaste praktiese plek toe. Nadat ons nou al die teorieë gekyk het, dan vra mens altyd nou, hoe het dit 'n impak op my lewe? Wat ek maak van denke. En hoekom dit vir my belangrik is, dat ons dit as 'n metafoor sal hou, dat jou mind buite jou liggaam of jou brein is dit het 'n geweldige impak op hoe ek dan gaan soek vir waarheid buite myself. En in die waan sal verkeer dat ek in een of ander epifanie daai waarheid gehoor het. En dan vergeet ek die impak wat die filter, die brein het, en dat dit alles net raaiskote bly. En terwyl ek dit doen, dan is daar minder van net 'n wees met my gedagtes, my denke, my lewe, en waarheen dit my neem vanuit die ruimte van keuse. Dis belangrik. Nou hier is 'n storie oor 'n huis vol spieëls, die metaforiese kat. 'n Man het 'n huis gekoop met 'n vreeslike lang gang, en daai hele gang se muur was net spieëls geweest. En toe is daar 'n kat in die gang. En die kat sien sy eie weerkaatsing en hy spring verskrik in 'n volgende rigting, en hy sien weer sy weerkaatsing en hy spring verskrik in die volgende rigting, en hy sien weer, en hy's heen en weer kruis en dwars oor daai gang op en af, en uiteindelik stamp hy sy kop teen een van die mure, teen die spieël, teen die kat, en hy gaan lê uitgeput, doodstil. Nou ons gedagtes is soos daai spieëls. Ons dink ons sien bedreigings, maar ons sien eintlik net ons eie reaksies, ons eie weerkaatsings, in 'n eindelose interpretasie van weergawes. My gedagtes is alles die hele tyd besig met die projeksies van my eie beste raaiskote oor elke omstandigheid. Dit het nou vir my in my agterkop begin om 'n motto te word. As ek dink ek is oortuig van iets, nou het ek die afgelope week vir myself kort gesê, onthou Philip, dis jou beste raaiskoot oor hierdie storie. Dis vir my belangrik. As ek in my ruimte gaan staan waar ek wil keuses maak oor my gedagtes, is dit nou vir my belangrik om daai fondasie te hê en te sê, moenie so seker wees van die waarheid hiervan nie. Dis jou beste raaiskoot. En dan gaan lê ek maar stil. Dan los jy dit. En om dit te los is dikwels verskriklik belangrik. Om dus met minder erns na gedagtes te kyk, is nie om hulle te ontken nie. Dis bloot om nie elkeen as nog 'n kat in die gang te sien nie. Al die goed wat ek so dink oor die lewe, dis nie werklik soveel entiteite en soveel waarhede en konstrukte nie. Dis alles projeksies en dit wat my brein doen met die ervaring. Hier's 'n paar praktiese voorstelle, net 3 van hulle, vir mense wat nie Tibet toe kan of wil gaan nie. Die eerste een is, bekyk jou gedagtes, maar op 'n afstand. Dan sê jy verander net jou sinnetjie, dit wat jy vir jouself sê so. Jy sê, ek sien, ek dink, ek gaan alles opmors. Dit klink baie anders as om te sê, ek gaan nou weer alles opmors. Om daai afstand te kry en te sê, ek sien, ek dink, ek gaan alles opmors. Dit maak dit nie 'n waarheid nie. Die tweede een wat jy kan doen is, jy stel 'n seremoniemeester aan in jou eie innerlike. En jy noem hom Frank. Frank noem jy hom. Elke keer as hy praat, dan sê jy, dankie Frank, jy het alweer 'n opinie oor wie ek is, jy mag nou maar gaan sit, quite frankly. Gaan sit. En die derde een is, gebruik humor as ontlonting. So as jou brein vir jou vertel, jy is ongewild, en jy is in gevaar, dan vra jy vir jou brein, so wat stel jy voor? 'n mandjie in die Nylrivier? Soveel planne,
wat gebore word uit vrese, uit weerkaatsings in die spieël in die gang. So daar moet 'n afstand kom en 'n rus. Ek sluit af. Stilte is dus in hierdie praatjie. En stilte, glo ek, mos deesdae is die godsdiens der godsdienste. En dan moet jy die woord God uithaal. Dis die beste diens wat jy jouself en die hele heelal kan aandoen. En in terme van die praatjie is stilte 'n nie vermydende teenwoordigheid. Want ons is nie ons gedagtes nie. Maar ons is ook nie los van hulle in die sin dat hulle van buite ons afkomstig is nie. Hulle is dus deel van ons. Hulle is weergawes van ons storie, ons oortuigings, ons persepsies, ons houdings. Ons is daartoe in staat om 'n gedagte raak te sien en met 'n integriteit te verken. En met 'n mate van humor dan te sê, interessant, waarlik 'n refleksie vanuit 'n plek in my, maar nie noodwendig waar nie. Ware wysheid lê egter nie daarin om in 'n oordrewe fynkamproses betrokke te raak nie. Dit lê nie daarin om jou gedagtes te oorheers nie. Dit lê nie daarin om hulle te onderdruk nie. Dit lê nie daarin om hulle uit te boender nie. En dit lê ook nie daarin om hulle te misken as deel van wat ek is en doen nie. Maar om in 'n rustige, helder bewussyn, wat net nie alles hoef te glo nie, te bly sit. Dis waar ek met my gedagtes sit. Ek doen niks. Daar is die bushalte. Hier sit dit langs my. Dis deel van my storie. Maar is geen oorlog nie. Daar's geen identifikasie nie. Daar's niks behalwe 'n saamleef en saam sit met hierdie gedagtes nie. En in daai stil ruimte word die opsie vir keuses soveel. Want ek is rustig genoeg om te kan kies. Soos iemand eendag gesê het, dis goed om oopkop te wees. En as ek dit nou kan toepas op hierdie vreeslike fynkamproses van wat is die gedagtes, wie's ek in hierdie proses en hoe lyk die werklikheid daar buite? Dis goed om oopkop te wees. Mits in die proses jou brein nie naderhand heeltemal begin uitval nie. Dit was vandag my storie.
Ons gaan oudergewoonte boontoe beweeg vir die koffie. Weer eens baie dankie dat julle hier was. As jy nou nie kan saam gaan koffie drink, jy geniet jou Sondag en mag die week wonderlik wees. En onthou, volgende Sondagoggend is Johannes Bertus de Villiers hierso en gaan hy met ons kom gesels en hy gaan ook sy boeke kom verkoop, so bring maar 'n bietjie kontant saam. Ek neem aan hy mag dalk 'n Gyoko masjienkie hê, maar mens kan nou nie gewaarborg wees nie. So baie dankie dat julle hierso was en die wat kan gaan koffie drink, ek sien uit om julle in die oë te kyk.